Die onderwerp vir vanoggend is, God gee sy woord. Het jy jou woord al vir iemand gegee? En die bedoelinge was opreg? En dan weens omstandige situasie, kon jy nie jou woord eer nie. Dan sê vir die persoon, ek is so jammer, maar vir die persoon wat 'n verwagting gehad en 'n afwagting, om hulle behoefte te ontmoet, sit met 'n ongelooflike probleem. Het is nie maklik om 'n mens se woord te gee van iemand. Hoekom? Want ons vermoë en ons hulpbronne is nie altyd beskikbaar. Ons intensies is goed, maar die uitvoerheid daarvan is nie so maklik nie. As sê 'n man se woord is 'n man se eer. Nou die God wat ons dien, sy woord is sy eer. God gee sy woord en hy kom dit altyd na. Soms 'n bietjie langer as wat ons gedink en gehoop het gaan kom, maar hy bepaal die wanneer en die hoe, en hy is altyd getrou, hy is 'n eerbare God. So kom ons lees gou hierso uit Johannes hoofstuk 14, Johannes 17 vers 14. Jesus praat, die langste gebed wat in die Bybel opgeteken is, waar Jesus met sy Vader gesels. Ek het die woord, die lewende stem, die logos, en die stamwoord vir logos is Lego. Lego is boublokke, is een van die min speelietjies wat eintlik educational. En dit is baie pret. Ek het die woord aan hulle gegee, dis die 12 disippels. Die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie aan die wêreld behoort nie, net soos ek nie aan die wêreld behoort, en hulle haat my. Nou hoor hierso wat mooi is. Hierso staan. En ek het die naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het, hulle het aan u behoort, en het hulle aan my gegee. En hulle het die woord ontvang en dit geneem. So wat is die doel wanneer God sy woord vir ons gee? Om het te ontvang, met respek, met eerbiedigheid, met nederigheid, maar ook met durf en waagmoed, om 'n waarmaker te wees van God se woord. Want God se woord in sy mond en God se woord in ons mond behoort dieselfde woord te wees, dieselfde gevolge, dieselfde seëninge. Want God se woord is absoluut foutloos. Die oorsprong van hierdie preek is 2 Sondae gelede. Gaan ek gou Pick n Pay toe om iets te koop. En ek kom uit Pick n Pay uit en hier stap 'n redelike jong man met 'n seentjie, so hoog. En ek sien dat die pa aan sy linkerhand 'n pakkie het van Vienna worsies, Viennas. Wie het al 'n Vienna gehad? Koud of warm? Maak nie saakie. Nee, jy hoop hy's gaar. Hierdie seun in sy regterhand hou hierdie Vienna, nee, dat sy lewe hang af van hierdie worsie. En ek kyk en ek sê, dit is oulik van jou twee. Hy sê, Gary, ek is lidmaat van julle kerk. Ek sê, baie welkom, jammer ek het jou nie herken nie. En ek groet hom by die hand, want sy regterhand was oop. En ek gaan na die seun toe en ek sit my hand uit en ek dog, nee, dit gaan 'n stryd maak. En ek sê, ek sien daai worsie is baie belangrik vir jou, so ek hou jou met die, en toe ek dit vat, hy gryp daai worsie, en hy hou het, maar hy hou het. Ek dop, daai ding gaan die eerste NASA probeerslag van Suid-Afrika. Nee. Hy hou daai ding so, maar hy gesigsuitdrukking, en ek kom agter sy braafheid en sy manmoedigheid, was omdat sy pa dit vir hom gegee het. Hy het daai worsie van sy pa wat het vir hom gegee het, om het te geniet en te benut. Dat hy die vrymoedigheid het, om dit toe te eien, sê, dis myne. En ek kom agter in daai oomblik, al is daar 'n Rottweiler wat opgekom het, en hy 6 maande was hy op vas.
En hierdie Rottweiler ryk daai worsie van die Kaap af, wind af. Hy sou nie 'n kans gestaan het om daai worsie uit daai seentjie se hand te kry nie. En toe ek dit sien, net ek hoor verder, ek hoor in my gees, I want you to preach my word like that. Dat toe Jesus sê, Vader, ek neem u woorde en ek gee dit vir almal wat in u glo, wat in my glo, wat my eerbiedig en wat my aanbid in gees en waarheid. Dat God wil hê dat ons die woord van God moet toeëien. Al gaan die duiwel rol soos 'n brullende leeu om te sien wie hy kan versoek, om daai woord uit jou hand te gryp, om daai woord nutteloos en sinneloos te maak, om te sê, het God dit gesê? God het dit bedoel nie, jy's nie waardig daarvoor. Dat maak nie saak, al gaan hy soos 'n brullende leeu. As God die Vader vir jou sy woord gegee het, hy sal dit eer, hy sal dit nakom. Maar hy wil hê ons moet dit toeëien. Die woord ontvang, in die oorspronklike taal sê, hy het dit by die hand gevat, en sy greep daarop nie gelos nie. Ons kan nie God se woord vat en los. Ons moet God raakvat. Want hy vat ons raak. Ons moet sy woord raakvat. So goed. Kom ons gaan aan. In vers 8 sê het, nou Jesus sê, nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het van u afgekom. Want die woord wat u my gegee het ek weer aan hulle 3 keer in een hoofstuk, sê God, ek het u woord aan my volgelinge gegee. En dit van toepassing op elke van julle wat weergebore is. Hy het sy woord vir ons gegee. Toe ek dit so hoor in my gees, toe vra ek die Here, wat bedoel u dat u die woord van die Vader aan, en onthou, Jesus sê, ek sê niks, tensy ek my Vader oorspreek nie. So die woord wat Jesus van die Vader gee het, was sy eie woord. En die woord het vlees geword onder ons getabernakel. En toe antwoord hy my in 'n gedagte. Nie 'n hoorbare stem, in 'n gedagte. Kom met die gedagte in my. Wanneer ek my woord vir jou gee, gee ek myself. Ek en my woord is onskeibaar. Ek en my woord is een. In die begin was die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword, en onder ons getabernakel, en hy het vlees geword. En die Heilige Gees het oor die skrywers, die asem uitgeasem, en die woord van God in hulle harte gesit, in hulle gedagtes, en hulle het geskryf, presies wat die Heilige Gees gesê hulle moet hê, wat hulle moet neerskryf. Die hele woord van God is God se woord, betroubaar, beskikbaar, maar jy moet hom vat. Omdat die duiwel omstandighede en situasies, en soms wanneer ons sê, ek is nie goed genoeg nie, ek waardeer het nie. Daai tipe goed, jy los jou greep op God se woord. Die duiwel vat dit uit jou hand uit. En hulle, die Bybel sê, en hulle het my woord aangeneem, tot die oortuiging dat ek waarlik van u gekom het, en hulle het geglo dat u is. Ek kyk 2-3 dae gelede op my foon, kom daar weer 'n brokkie nuus wat absoluut absurd is. Die slim wetenskaplikes in die wêreld het nou nuwe DNA ontdek en 'n nuwe toetse ontwerp. En het nou ontvang dat die lewe se oorsprong van alles in die wêreld kom van een dingetjie af, van een sel wat die DNA is van elke ding op aarde se lewe. Kunne, bome, kinders, ouers, alles. Raai wat dit is? 'n spons. 'n spons. Die beste ding wat ek oor 'n spons kan praat is Henry se kleinkind. My kleinkind, Henry se jongste een. Sorry, Henry. Moenie my woord vat nie, ek het nou net op die twak gepraat. Ek dank God se Stien is hier nie, anders het ek nou kort gepreek en huis toe gegaan. Maar, 'n kind. En sy was klein. En sy kom slaap oor by ons en sy wil gaan stort. En sy kom met die stort voordat sy begin en sy sê vir Rona, is ouma en oupa van hierdie weird mense wat nie 'n sponsie het nie. Ek klim in die kar, ek gaan koop haar 2 sponse en ek bid, ag Here, mag dit die regte vorm wees, mag dit die regte kleur wees, mag net reg wees.
En toe ek daai ding onthou, vanoggend toe ek wakker word 1 nie, toe kom ek agter. Toe wanneer God sy woord vir jou gee, gee hy jou sy DNA. Sy woord is ons identiteit. Almal van ons het DNA's van ons oupa se ma, se tannie, se die, se daai. En elkeen in die, as jy nou dit gaan laat onleed, dit kos nogal baie geld, dan kan hulle sê, dit is uitlyne, dit is verkeerd, dit is omdat jou ma, dit is jou pa, en dit. Maar toe God in Adam geasem het hy die lewe, die woord in hom ingeasem, en sy DNA, om te dink dat as 'n gelowige, ons het sy DNA in ons hart, in ons denke, in ons wese, en God se DNA bepaal wie ons is, nie ons omstandighede nie ons situasies nie wat mense van jou sê nie, ons is in God se beeld geskape, in plain Afrikaans, ons aikie na ons vaikie, is mooi, né? Is nie mooi gesê nie, maar vir my is dit baie oulik. Jakobus 1:17 sê, elke goeie en perfekte gawe daal neer van die Vader van ligte, en wie daar geen verandering van skade wees, en geen verandering van draai om te draai. Sien, die Bybel sê vir ons, dat elke goeie en perfekte gawe kom van God. Dit is 'n geskenk aan ons. Die kwessie is, wat doen jy met 'n geskenk? As jy 'n geskenk kry, en jy het nie die voorreg gehad om dit te kies van 'n vriendin of van 'n ouer, dan is ag ja, okay, ek sal hom bære. Maar as jy iets lank verwag, en jou ouer sê vir jou, ons gaan jou op hierdie verjaarsdag oor 3 weke, gaan ons jou nou 'n presentie gee, wat jy sal graag wil hê. En hulle het dit al 'n paar maande voor die tyd begin skimp. Is dit die snaaks, hulle vertel al hulle vriende, dat die ouers gaan dit koop. Ek meen, hulle sit jou net in 'n situasie, jy kan nie. Jy kan nie weier nie. Hoekom? Hulle het getuienisse. Wanneer God sy woord vir jou gee, hy is sy enigste getuienis, dat God is wakker oor sy woord, om het sorgvuldig na te kom. Dit het my so geseën van een die vanoggend, toe ek in sy teenwoordigheid net met hom praat, en ek kry net gedagtes kom na my toe. So dan sê die Bybel, Johannes 3:27, 'n mens is nie in staat om enigiets van die lewende God te ontvang, tensy God dit aan hom gee nie. It's amazing. In ander woorde, wanneer jy iets nodig het, gaan na God toe. Moenie na die bank en die toe, en daai gaan nie, gaan reguit God toe. In ander woorde, wanneer God sy woord vir jou gee, plaas sy woord eerste in jou behoefte, in jou tekort, in jou dilemma, in jou siekte, in jou huwelik wat nie werk nie, verstaan jy? Sit God se woord eerste, want hy het sy woord vir jou gegee, en toe kom ek agter, elke situasie in die wêreld, elke probleem in die wêreld, elke tekort, is oplosbaar, deur God se vermoë, en die rykdom van sy hulpbronne. Jy sien, die Bybel sê in Filippense 4:19, en my God, jy sien, staan net nie God nie, jy moet dit persoonlik haal, en my God, jy moet 'n verhouding met hom hê. Jy's in hom en hy's in jou. En my God sal volgens al my behoeftes alles ryklik voorsien, volgens die rykdom van sy eer. See, God's ability and God's resources are way different than ours. Ons vermoëns en ons hulpbronne is nie naby God se nie. So kom ons gaan gou aan. Dan sê die Bybel, Hebreërs 4:12, want God se woord is lewend en aktief en kragtig. Skerper as enige tweeduisende swaard, wat deurdring tussen gees en siel, gedagtes, bedoelinge van die hart en tussen die been en die beenmerg. Wat beteken dit? God se woord is altyd prakties, dis nie teoreties nie, dis prakties. God se woord werk wanneer ons waaksaamheid werk van die woord. God se woord werk wanneer ons werksaamheid maak van die woord. Jy kan dit nie ontvang nie, jy moet dit in geloof ontvang en jy moet glo dat God is 'n waarmaker van sy woord, 'n waarmaker. So, julle ken die storie, Elisa sterf. Ag, en sy doodsbeendere lê daar in 'n oop graf en dit, soos 'n grot en dit daar.
En hier kom 'n klomp verskillende Filistyne in dit. En hulle een soldaat word geskiet en hy rol en hy rol en hy rol en hy stamp teen Elisa se droë beenere. En raai wat? Yesterday raai wat? Hy staan op. Hy staan op. Engels moet ons verder gaan. Nee, God se woord is lewend en kragtig. My God is so sterk en so magtig as niks wat my God nie kan doen nie. God sê, sou enigiets vir my te moeilik wees? Sou enigiets vir my onmoontlik wees? Niks nie. Niks nie. Ons dien 'n God wat nie beperk is deur ons onkunde en ons ongeloof en ons twyfel en ons ongeloof. God is by voorbaat 'n wonderlike persoon. So, hier rol hierdie lykie. Hier kom hy tot bekering. Nee, hy het 'n nuwe kans gehad, nie tot bekering, dis 'n ander woord wat hy gebruik het. 'n Nuwe lewe, 'n nuwe kans. Hier staan hy. Hoe het dit gewerk? Hoe het dit gewerk? Baie maklik. God se woord is in ons murg en ons murgbeen. So toe hierdie dooie ou die lewende woord wat nog steeds opgesluit was in sy murg en sy murgbeen, wat is wat die Bybel sê in Hebreërs 4:12, God se woord is kragtig en magtig en dring deur tussen gees en siel, en tussen die been en die beenmurg, toe die lewende ou die lewende woord raak, hier kom hy. Julle moet julle gesigte sien. Dis baie duidelik, julle glo glad nie wat ek nou sê nie. Maar moenie worry nie, né? Julle sal bykom. As God sê dit is so, dan is dit so. Né? That's amazing. That's amazing. Sien, die ou was dood, maar die lewende woord wat opgesluit was in sy murg, dit is wat die tref is, dit is wat die opstandingskrag is. Yesterday. This is beautiful. Jesaja 55 vers 10 en 11. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en op die grond val, en dit benat die grond, en dit laat die saad ontkiem, en dit laat die saad groei, sodat daar vrug sal wees, sodat jy die vrug kan eet, en dan vat jy die vrug, en in die vrug is daar saad. So saad produseer saad homself, in die vrug van homself, selfde DNA. Dan sê hy, net so is my woord wat uit my mond uitgaan. Dit waarna toe ek dit stuur, het ek 'n welbehae om dit te verwensenlik en om dit te doen en uit te voer. It's amazing. Elke keer jy weer in jou kar ry en die reendruppels val, die een druppel vind 'n ander druppel en hy word so 'n klein riviertjie op jou vooruit. En jy sê, Here, hoe kan ek U vertrou? Vat daai vers, net soos die reën en net soos die sneeu. Jy moet net wag tot winter. Wat uit sy mond uitgaan sal nooit ledig na jou terugkeer nie. En ander woord, God sê, as ek jou woord gee, gee ek my integriteit, ek gee my natuur, ek gee my karakter, ek gee my reputasie, en ek gee jou 'n waarborg. As 'n woord uit my mond na jou toe gaan, en jy aanvang het in die geloof, en jy herinner God aan wat hy gesê het, nie met God vergeet nie, ons is vergeetachtig. Jy sien, Jesus sê, as enigeen bid en twyfel, moenie net dink hy enigiets van God gaan kry nie. Jy moet daai worsie vat, man. Jy moet hom hou. Jy sien, is so 'n aflosspan. Die agterkom. Eers die ou kan 200 meter wees, en net voor dit, val hy en die stokkie val uit. Hy wen nie. Die ou wat 20 sekondes later kom, hy wen, want die stokkie wen. Die woord van God wen elke keer. Jy baat van God wat altyd wen. Ons is meer as oorwinnaars. In hom, maar hy, sy stokkie sal nie uit sy hand uitval nie. Jy moet 'n greep op hom kry. Gaan koop jou Venus vandag. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te sien wie hy kan ons intimideer. Het God gesê. God is nie in staat, in elk geval, jy het weer gister gesondig, jy's niks werd nie. God hou sy woord, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy regverdig is om sy woord te eer. Die respons van ons is dat ons sonde moet haat. That's all. So, Psalm 115 vers 3, hier is ons 2 verse wat ek dink, as jy nie weet om waar
hierdie ding in te druk nie, jy druk in hierdie 2 verse. Psalm 115 vers 3. Alles wat God wil, dit doen hy. Hy vra geen persoon permissie nie. Vra nie, hy raadpleeg nie engel nie. Alles wat God wil, dit doen hy. Het jy geweet dat God se woord is sy wil en sy wil is sy woord, is onskeibaar? Alles wat God doen, doen hy, want hy wil. Here is so great. My bors het so van Eriese kant so uitgegaan, né? Dat ek so opblaas, soos hierdie een vis wat jy vang, 'n blaas oppie. Hy lyk so vierkant. As hy uitkom en intimideer hy jou. Hy gaan as hy so, né? Dan vrek hy, want hy het te veel lug gekry. Ag, jy het nooit vis gevang nie. 'n blaas oppie. Hy is so klein, maar as hy daar kwaad word, né, dan en maar het probleem, hy is nie vol lewe, hy is vol wind. Dit is 'n groot verskil. Psalm 135 vers 6. Alles wat die Here wil, doen hy. In die hemel, op die aarde, in die see en aan al die oseane. Wat kom jy agter? God is nie beperk. Maak nie saak wat die probleem, maak nie saak die situasie, maak nie saak jou min geloof, jou ongeloof, jou sondige lewe. God kan en sal jou tegemoet kom as jy net sy woord sal aangryp. Maar dan moet ons met 'n waaragtige harte doen en met skoon hande. God se woord is heilig. Daar moet 'n eerbiedigheid en respek wees hoe ons die woord van God behandel. Jesaja 14 vers 27. En die Here, die Almagtige, het besluit. En dit wat hy besluit het, al sy planne, niemand het kan verander nie en niemand kan dit ooit verhinder nie. Is dit nie great nie? As God besluit het om jou huwelik te seën en al die ander mense sê julle verdien dit nie. Julle veg kat en hond. Julle verdien dit nie. As God sy seën op jou sit. Ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Maak nie saak wat jou behoefte, wat jy tekort en wat jy dink dit gaan nooit gebeur nie. Jy daag God uit. God se woord is 'n waarmaker. God is 'n ongelooflike eerbieder van sy eie woord. Ek hou van dit, Romeine 4 vers 17. En God roep die dinge wat nie bestaan, asof dit bestaan. Die ding wat ek die meeste op TV van hou, is video's van die natuur. Van hierdie mier en hierdie dier en daai dier, hoe God hulle geskaap het en hoe God hulle gevorm het, hoe God hulle verskillende, dit is wat, maar die harmonie, alles wat uit God se woord kom, is in harmonie met God. Yesterday, en ek kom agter, hy skep waaragtig 'n bat, 'n vlermuis, so blind soos 'n mol. Ag, julle vang dit nie. Ons het vlermuis wat ons stoep kom, nee. Hy gaan so vinnig. Roune gaan vir haar hare. Nee. Dat daai ding botse niks nie. Hy is so blind soos 'n mol. En ek tog myself, in u lig sien ons lig. Selfs sê God, duisternis is vir my lig. U woord is 'n lig aan my pad en 'n lamp aan my voete. In ander woorde, jy weet nie wat 'n rigting te gaan nie, jy weet nie waarom besluit te neem nie, jy weet nie wat om te doen nie. God sê, my woord is 'n lig aan jou voete. En afwel, every step, maar is ook 'n lig aan jou pad. We got to believe what the Bible says. As jy nie weet waar jy gaan nie, kyk na jou voete. En sê, Here, u woord sê, u woord is 'n lig aan my voete. En dan loop in gehoorsaamheid met 'n verwagting dat God sy woord sal jou eer. Why? Die Bybel sê ons wandel deur die geloof, nie deur sig nie. When you believe that your feet is carrying the light of God's candle. Die Bybel sê jou gees is die lampet van die Here. Jou gees het aan die brand gesit. Die duiwel wil altyd smoor, hy wil altyd. Maar die Bybel sê selfs duisternis is vir God lig. Prys God, man. Ja, ek is opgewonde, ek bestel hierdie CD myself nou. Maar hy roep alles wat nie bestaan. Dink net, ek en jy kon dit gesien het. Huh? Al die landerye in die hele wêreld is dor.
Niemand het saad geplant nie. Niemand het die grond voorberei nie. En God sê die eenvoudige, hy sê, aarde. Nie net Kaapstad, die aarde, die hele bol. Aarde, bring voort, grasse, kruie, bome, stink Afrikaners, sorry, dit is 'n boom, né? Please don't take it up wrong, hè? Is daar sulke boom, of sê ek nou tussen die bome die bas hier so? Is it sweet? It's a plant. It's a flower. Julle maak my so die mekaar. Nee, but I'm saying, it's just a name, please. Jy moenie aanstoot neem nie. So, God sê een keer vir die hele aardbol, bring voort, plante, kruie, alles. It's amazing. Niemand het dit van saad daar gesit nie. Hy het gespreek en hy roep die dinge wat nie is, asof dit is. Oh Gary, ek bid. Gaan na God toe en sê, Here, namens my, roep die dinge wat ek nou so leeg van is, so leeg is, roep dit asseblief. Hy sal. En dan moet jy saam met hom herroep wat God geroep het. En jy moet saam met hom saamstem. Maak dit sin vir jou? Om God se woord te aanvaar, en God se woord te bely, en God se woord te eer, en God se woord te sing, en om God se woord prakties te maak. Jy moet saam met hom stem oor wat sy woord sê, sy woord sal doen. En ons hoef nie by sy woord by te las nie. So, kom ons gaan gou hier aan. Hebreërs 1 vers 3. En Jesus was die afskynsel van die heerlikheid en die afdruksel van die wese van sy Vader, wat alle dinge behou en onderhou deur die woord van sy krag. Nie die krag van sy woord nie. As die krag van sy woord is, dan bepaal die krag hoe sterk sy woord is. Maar die woord van sy krag, verstaan julle die verskil? God se woord is oneindig, altyd dieselfde. Altyd. Maar as dit die krag van sy woord is, jy het krag eendag, jy kry die verkoue, jy het nie meer dieselfde krag nie, maar jy is dieselfde persoon. Hy behou alle dinge deur die woord van sy krag. Dit beteken, elke situasie in 'n verhouding, in 'n huwelik, in 'n maatskappy, in jou verhouding met 'n vriend of 'n vriendin, jou verhouding met wat ook al. Ek wil jy moet verstaan, God is in staat om daai goed wat losbandig is, wat loslid is, wat nie meer mekaar die kloukie by die oor kan kry, sy woord onderhou alles wat jy nie in staat is om te onderhou nie. Hy kan behou. I want you to get this. Engelsman, ek val uit mekaar uit. Wel, vat sy woord. Hoe vat jy woord? Baie prakties. As jy nooit gedrink het, jy was nooit dronkie, dan vat jy wyn, dan vat die wyn vir jou. Jy word 'n heel ander persoon. Jy word braaf. En miskien jy kan sing. En miskien jy het 'n persoonlikheid. Mense verstaan sê, is dit my kind? Is dit my kind? Maar as die wyn uitwerk, dan sê hy weer nie so goed nie. Nou, net so, soos ouens wat wyn vat. Ons vat die nuwe wyn, sê die Bybel. Wanneer jy woord vat die woord vir jou. Ek sê vir jou, God vat altyd raak. It's brilliant. It's brilliant. It's absolutely brilliant. Prys die Here. Dit is waar my preek gestop het. En ek sê vir julle, dit gaan 'n baie kort preek wees. En ewe skielik uit nêrens kom daar 'n begeerte in my hart, 'n teerheid, 'n begeerte, want ek kry soveel foonoproepe van mense binne, buite ons kerk, omdat ek hier land vir 21 jaar gebied en 400 dienste 'n jaar, duisende mense ken my, bel my van 30 jaar, onthou jy my? Kan jy onthou wat ek gister gehad het vir ontbyt? Nou wil jy, onthou jy my? Ek meen, hulle soveel vertroue in my, is dit nie waar nie? Nee, dit is belaglik. En ek meen, die foto nou, teenoor 35 jaar gelede, niemand weet wie hy is nie. Ek meen, die geloof wat hierdie ouens het, is verstommend.
Ek is skoon my punt vergeet. Help my. Rona, you good. What was I saying? Dankie. 'n Man het 'n vrou dringend nodig. Ontsettend nodig. Op ons eie het ons hakkel. Moeilikheid. Jy wil sê, hy wat 'n goeie vrou vind iets wat baie wys is van God. Ja. So, hy bel my en hy sê vir my, Gary, ek weet nie wat om te doen nie. Gister begrawe ek my een neef, 32 jaar laas hom gesien. Intussen het hy sy hart vir God gegee, net voor die tyd. Het is altyd goed om iemand aan God op te dra wat klaar gesterf het, want jou laaste asem uit is jy in God se teenwoordigheid. Dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, die moment jy sterf, is jy onmiddellik in God se teenwoordigheid. En my neef se niggie sê, moenie nou aangaan nie, ons wag nou, want ons moet net gou die platters kry, van net die ander kant weer. En hulle vat lank, en ek ontmoet my niggies oor en oor, en ewe skielik sê hulle, nee, is net hierdie 3 platters, want toe ons by die huis kom, toe het die man in die volgende vertrek, waar daar 'n venster was, terwyl sy vrou die borde volmaak, het op 'n 25 liter verf houer gestaan en onsself opgehang. En sy 4-jarige seentjie het dit gesien. En ek dink, die duiwel is niemand se vriend nie. Hier begrawe ek my seun, hierdie is nog warm. En ek dink net, as hy net iemand gehad het wat hom met hom woord kon preek, as hy net na die Bybel gelees het, so sy woord, God se woord is die antwoord op selfmoord. Jy sien, die enigste persoon, niemand van ons weet die dag ons sterf, behalwe die ou wat selfmoord pleeg. En dit het my geruk, hoe vinnig, dat daai man nie vrymoedigheid gehad om uit te reik na iemand, dat hy doen het waar die ruit is, sy kind is, en sy vrou sien dit. Ek dink meeste van die mense het nie eens van daai platters geëet nie. Hoe vinnig verander jou lewe? Hoe vinnig verander jou nood? Hoe vinnig verander jou, ek gee op, ek kan nie meer nie. God sê, ek gee jou my woord wat jou sal onderhou en behou. My woord dra jou die moeilike tye. Maar jy moet 'n grip hê op hy worsie. Jy moet 'n grip hê op God se woord. Want as jy God se woord nie los nie, sal jou ook nie los nie. Want God wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit voltooi. Hy is 'n baie goeie God. Dis ek vir die Here, daar's soveel mense. En 2 weke gelede bel 'n man my en hy het 2 miljoen in 15 maande verloor. En hy sê, ek weet nie wat om te doen, nog nooit hom gesien. Ek sê, kom ek vat jou vir 'n ete en koffie daar by Checkers. En ek sit daar, eerste keer om sien, groot ou. Really, groot gebou. En ek sit daar, en hy huil soos 'n baba. En ewe skielik, God gebruik my nou en dan met 'n woord, 'n gedagte. Maar ek bepaal nie wanneer dit kom nie. En jy kan nie dit wat jy nou net van iemand gehoor het, dit gaan oordoen aan almal, want God dupliseer nie. God se woord aan jou is altyd uniek, altyd spesiaal, and it's tailor-made for you. Always the why, because he loves you. En ek kyk vir hom, ek sê vir hom, ek sê nie dis God nie, maar ek kry hierdie ervaring. Jy sien, ons mag nooit agter God wegkruip nie. Jy moet opstaan en jy bereid wees om te spreek. Glo dat dit wat God in jou hart gesit het, is van hom. Ek sê, binnekort gaan 'n man jou bel. Hy gaan jou goeie werk gee met 'n goeie salaris. Hy bel my 2 dae later. Hy was volgende in die diens. Hy sê, Gary, presies 2 dae laat, 9 die volgende oggend, oor 2 dae, bel hierdie man my. Ek wil onmiddellik begin en dit is my salaris. And I said, God, ek sê, Here, baie dankie, maar daar's soveel mense, wat ek nie daai goed voor hoor nie.
Because ek bepaal nie wat God aan mense moet doen nie. Are you understand me? Ek is net 'n PVC pipe wat deur hy vloei, 'n ventriloquist. Dis hy wat aan ons te willen te doen na sê, we just the PVC pipe, that's all. I said, Lord, ek sê, Here, hoe kan ons as 'n hele gemeente, wat baie sukkel hierso, hoe kan ons as 'n gemeente by die punt kom, dat ons kan finansiëel vry wees, vir ons eie hulp, vir ons eie toekoms, en ook om ander mense te help. En raai wat sê hy vir my in my gedagtes? Vir 21 jaar het ek jou belofte gemaak, jy hoef nooit ooit 'n fooi te vra in jou 400 dienste 'n jaar. Vir 21 jaar ek het nooit. Hy sê, maar nou, as jy 'n prediker in 'n kerk, hoe ek individueel hanteer en hoe ek 'n kerk hanteer is totaal verskillend. Hy sê, ek wil hê, jy moet braaf wees om my woord te preek. Preek Sondag oor tiendes. Ek sê, ag Here, ek kan nie. Want dis 12 jaar laas dat ek oor geld gepraat het in hierdie kerk. Elke Sondag sê ek aan Henry, dankie dat jy ons seën. Never asked for all those years. En ek sê, Here, ek het 'n kultuur geskep. Weet jy wat ek van God hou? Jy kan met hom prontheid praat en reguit praat. Maar jy mag nie disrespectvol praat nie. En ek sê vir my, Here, hoe gaan dit nou werk? Hy sê, my woord is die antwoord op alles in die heelal. My woord is die antwoord op elke finansiële situasie. Preek het. Ek sê, maar Here, ek het my woord gegee. Hy sê my net so, in my hart, kom ek, toe skrik ek het soveel geskrik, ek het 'n paar sondes bely wat ek nie eens gedoen het nie, net in geval. Hy sê, moenie jou opinie, moenie jou woord en moenie die kultuur wat jy geskep het, bo my woord plaas nie. Dis hoe hy jou tugtig. Maar hy straf jou nie. Hy dissiplineer jou. Are you understanding me? Want 'n goeie pa, is dit nie alles wat sy kinders gee nie. Hy kom en hy dissiplineer ook, maar dissipline het nie straf in nie. Dis 'n korreksie. Dis nie 'n verminking nie, dis 'n korreksie. So, ek wil graag hier oor, Malagi 3, 8-11. Sal 'n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, waarvan beroof ons u? Van tiendes en offergawes, daar sal reeds 'n vloek op julle. En tog bly julle my beproef. Die hele nasie doen dit. Bring die volle tiende na die huis van die Here, sodat daar genoeg ete en kos sal wees in my huis. Ek sê hier is 'n paar goed hierso wat ek glad nie verstaan nie. Heel eerstens, hoe kan iemand u beroof? Ek kan jouself goed oppas. Hallo? He doesn't need a whole bunch of guys around him. Hoe kan iemand iets van God beroof en hy is almagtig, al sien het alwetend? Hoe is dit moontlik? Nogtans hy sê, jy beroof my. En daar's 'n vloek en ek dog, wat 'n vet. God sê, ek het gekom dat jy mag lewe en lewe in oorvloed en seëninge hê. So, luister hierso, ek vra vir hom, wat is die vloek? En dis wat dit beteken in Hebreërs. In die Bybel 'n vloek is wanneer God 'n persoon oorhandig vir sy konsekwente, dat hy in sy eie vermoë 'n manier vind om die seëninge van my te kan ontvang. Hy wil dit self werk. Hy wil dit self doen. And the worst thing is to go to a loan shark. Hy's nie die duiwel met 'n ander pakkie op. If you go to a loan shark, you've had it. En dit het my geseën. En ek sê vir my, Here, hoe beroof ons hier? Hy sê, die gedagtes kom by my op. Jy beroof my dat wanneer ek my woord stuur, en jy laat nie toe dat ek het vervul nie, jy beroof my daarvan. Hy sê, wanneer ek my woord vir jou gee, en jy twyfel dit, of jy is ongeloofig daarteen, dan gun jy my nie die voorreg, om my eer aan jou bekend te maak nie. Hy sê, jy beroof my, omdat jy nie die geleentheid vir my gee, om my woord tot vervulling in jou te bring nie. Hy sê vir my nog 'n ding. Hy sê, wanneer jy nie glo, en wanneer jy twyfel, wat die duiwel sê, het God gesê,
Hy sê, omdat ek my woord gee, is dit my waarheid en die waarheid maak jou vry. Maar as jy nie die waarheid wil aanvaar nie, dan kom 'n leuen en 'n leuen probeer my 'n leienaar maak. Maar ek is God wat sê, ek is God. Ek lieg nie. God sê, ek is wakker oor my woord, altyd sorgvuldig om dit na te kom. Wat kom jy agter? God wil so graag hê dat ek en jy tasbaar moet God se woord so geniet, dat jy sien, Jesus sê vir die disciples, vir die fariseërs, julle kan nie my glo nie, want julle maak geen ruimte in julle harte vir my woord. Ons moet die woord in God in ons hart bære, ons moet dit koester, ons moet die woord eer, ons moet die Here sê voordat ons vra, Here, byvoorbeeld dankie vir dit, wat op pad is. Here, byvoorbeeld dankie. Sien, byvoorbeeld dankie is geloof, om dankie te sê is net maniere. Hallo? Dankie, dis net maniere. Maar byvoorbeeld dankie is 'n verwagting en 'n afwagting, dat God sal sy woord nakom. Ek en jy moet 'n verwagting skep van ons moet God praat. Dat God sal God wees. En dan sê die Bybel, ek wil nou sê, hierdie. Oh, come on, Gary. Waar is ek nou? Ek is amper klaar. Deuteronomy 3 vers 8 en 9. Beproef my hierin, sê die Here. Dis 'n uitdaging. Daai woord beproef is net 2 keer in die Bybel. Deuteronomy 16 sê, en die Here sê, jy mag my nie op die proef stel nie, want so sê die Here, jy mag dit nie doen nie. Maar nogtans in Maleagi 3 vers 10, sê God, beproef my, ek sê, maar Here het jou net gesê, hy sê, jy vergeet daai 2 verse in Psalm, ek doen wat ek wil. As ek besluit om 'n ding te doen, en sy maar sê, maar Here, dis die wet. Raai wat? Ek kom agter God ken die Bybel beter as ek. Ons dink ons ken die Bybel, want ons vers wat ons ken is wat ons gehighlight het. Maar die woord is God, is lewendig. God se woord is meer as ink op papier. Hy skryf op die tablette van ons harte. Daai Bybel sê ink op papier, man. Maar wanneer jy die woord in jou hart bære, en jy bepeins die woord, en jy eer die woord, en jy spreek die woord, en jy eer hom vir die woord, dan is daar ruimte. En hoe meer woord in jou hart is, hoe meer ruimte is daar vir God om in jou lewe en jou omstandighede te beweeg. Prys God. En dan sê die Bybel dit. God sê, toets my. Toets my. Dis die enigste ding in die hele Bybel sê God, ek daag jou uit, toets my, beproef my. Nie op enige ander ding in die wêreld behalwe finansies nie. Hy sê, beproef my hierin. Dat wanneer jy jou tiendes en jou offerandes bring, sal ek nie die vensters van die hemel oopmaak en so 'n stort reën van seëning uitstuur, dat jy nie eens genoeg sal plek hê om dit te kan hou nie. God sê, come on, toets my. Hy is beter as Absa. Hy is beter as Sassa. Hy is beter as enigiets. Maar ons moet toelaat dat God op sy tyd, op sy manier jou sal antwoord. En hy sal altyd, God sê, ek weet wat 'n gedagte gaan, 'n gedagte van vrede en nie onheil, van lewe nie dood nie, dat jy 'n hoopvolle toekoms mag hê. God stel meer belang in jou toekoms. Want baie keer ons onkundigheid van die woord van God maak dat ons huidige is 'n reputasie, is 'n herhaling van ons verlede. En dan dit beïnvloed ons toekoms. God sê, as jy in Christus is, ou dinge is verby, jy alles nuut geword. Come on, God has already blessed you in the future, you must just walk into your blessings by trusting Him today. Verstaan jy wat ek probeer sê? Dis net hoe God werk, man. Yesterday. Wie van julle het julle kinders 'n maand voor die tyd die present gekoop al? Niemand nie. Ek gaan 'n ander preek hê in die volgende so. Later aan as 'n ouer, I've done it. Maar my probleem is, vra vir Justine. Yes, sy was kwaad. Ek koop 'n present, ek bære dit. Dan eet ons.
Dan sê ek, daar's iets, dit is rooi, en ek verduidelik die hele ding. As hy dit kry, sê, dis tweedehands. Jesus het my gegooi. It's no longer a surprise. When God blesses you, it's a surprise, but it's because He wants you to have it so that you can be example to others en dat jy hulle kan aanhuns om God ook te vertrou. Kom ek maak klaar. Oh, bless God. Hy sê, ek sal ook, net nie sal ek 'n oorvloedige seën wat jy nie plek het nie. Ek sal ook die springkaan en die kalfvrete en ek wat die wingerd en al jou goed verniet. Ek sal dit totaal bestraf. Maar as hy Lord, die 10de is 'n wet. Hy sê nee, ek kry gedagte. Gaan Genesis 18:14. Ek dog, okay, ek kom agter God ken die woord beter as my, so as dit by my opkom, ek gaan en waaragtig daar staan Abraham se neefie Lot het nonsens aangejaag en hy is gevangene geneem deur 'n tribe en hy gaan in die woestyn, al sy mense, al sy soldate, alles, al sy finansies, al sy diere, alles, en die Bybel sê, toe Abraham dit hoor, toe hy dit hoor, nee, en Lot was 'n pyn vir hom. Toe hy dit hoor, kry hy 317 van sy eie krygsmanne. Hy het 'n groot familie gehad om te beskerm. En hy gaan en hy maak oorlog en hy bring alles terug. Toe hy terugkom, toe ontmoet 'n man hom by die naam van Melchizedek. Melchizedek beteken koning van geregtigheid, koning van vreugde, en dit beteken dat hy nie 'n datum het van geboorte of gesterf nie. Dan staan dit in Hebreërs, soos Jesus die seun van God is. Melchizedek was Jesus in die Ou Testament, en ek gaan van môre aand sulke goed aan julle verduidelik as julle graag wil kom, net 'n uur. En die Bybel sê, toe hy dit ontvang, wat het Melchizedek? Melchizedek het 2 goed gedoen. Hy gee vir Abraham brood en wyn, dis die nagmaal. En hy seën Abraham, en die volgende sin, en hy seën die almagtige God. Nou, die een wat seën, moet altyd groter wees as die een wat geseën word. Maar Melchizedek sê ook, hy is die hoëpriester van God. Nou, Jesus is die hoëpriester, wat in die hemel vir ons intree al die tyd. Verstaan jy wat ek probeer? Die Bybel soos 'n Lego aan mekaar. Ons moet net nie die deksel weggooi nie, en ons moet ook nie daar asseblief instruksies weggooi nie. Want hierdie ding kan jy druk, hierdie kan jy smelt en jy kan nog gom, maar hy gaan nie lyk soos dit moet lyk nie. En soms ons doen dit met die woord. Ons moet die woord laat homself pas en vorm in ons lewens. Kom jy agter dat toe God dit die 10de vir hom gee, dit van gee, toe was Abraham se reaksie, ek gee 10de van alles aan u. En raai wat? Dit was 430 jaar voor die wet by die Lewiete ingestel is in die Bybel. So selfs in die Ou Testament was dit genade. God hou van 'n blymoedige hart, hy hou van 'n vrygewige hart. Are you understanding me? En dan in die Nuwe Testament, ek is oor 2 minute, in die Nuwe Testament, Matteus 23, Jesus sê, julle Fariseërs, julle heiligelaars, wat 10des gee op munt en anys en al hierdie goed, maar wat God baie meer wil hê, is barmhartigheid, genade en om mense lief te hê. Julle behoort te doen en nie die eerste na te laat nie. Hy sê 3 keer in die Nuwe Testament. Julle moet barmhartigheid, liefdevol en dit wees. Maar oor die 10de, moenie nalatig wees daarin nie. Want Jesus is Melchizedek in die Ou Testament. Are you understanding me? Het God geld nodig? Nee. Weet jy in Suid-Afrika, almal van ons, as ons wil of nie, daar's 'n wet van die regering, maak nie saak wat jy koop nie, jy las by 14%. Nou 15, kyk nou net, waar was ek? 15%. As jy nou wil of wil nie, en dan as jy baie geld verdien, dan is SARS daar, en hulle sit bo op dat 'n pasella. As jy geld aan die ander kant die wêreld gaan sit, dan is dit nog 'n pasella. Dit is vir my verstommend wat God kan doen met 10%, teenoor wat ek en jy kan doen met 90%. En as ons nie 'n probleem het, om die belasting te betaal vir 'n land, wat 'n wet is, jy het nie 'n keuse nie. God sê, laat elkeen, ek lees die laaste vers, so as die
man van God, Abraham, die man van geloof, die vader van al ons gelowiges, is hy die voorbeeld, dat wanneer God hom seën en wanneer God hom eer, dat sy eerste begeerte, daar was nie 'n wet nie. Waar dink jy die gedagte daarvan kom? Natuurlik was die Heilige Gees, hy gee hom 'n tiende, en God sê, moenie dit nalatig wees nie. Maar God sê, hier wil ek hê, is hoe jy tiendes moet gee. En ek sê dit en ek maak klaar, en dankie dat julle geluister het. 2 Korintiërs 9, 6 en 8, dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy in sy eie hart voorgenem het, nie met teensin of uitgedwang nie. Want God het 'n blymoedige, die woord blymoedige is om te lag met hysteries. Can you believe it? Hilaros is to laugh with a lot of stress. Want God het 'n blymoedige gehoue lief, en God is bymagtig om aan julle alles in oorvloed terug te gee, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg sal hê en volop kan bydra vir elke goeie werk, deurdat ek en jy 'n tiende vir God kon gee, met 'n brywilligheid, uit 'n dankbaarheid. Hy sê, ek keer af die sprinkane wat al julle goed wil opvreet. En ek bestraf die duiwel wat alles wil verslind. So wanneer ek jou seën, ek beveilig dit ook, maar wees 'n goeie rentmeester daaroor. En die laaste stelling is dit, God het nie ons geld nodig nie, maar hy weet, kyk, hy's nie 'n Jood vir niks nie. 'n Jood verstaan geld. Ek sê eerlik. God wants to teach us, en ek sê nou vir jou, ek glo, God wants to bless all the churches in South Africa, that the preachers will preach the truth. Want ons regering gaan nie die ekonomie kan regkry, want daar's te veel vat en te min vergee. Ek glo, God wil deur die mense in Suid-Afrika, die kerke, wys hoe God se ekonomie werk. Want die Bybel sê, die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad. Daarom as jy jou geld gee aan God eerste, dan stel jy God eerste. Ek het u lief, meer as my besittings. Sit God, soek eers die koninkryk van God en al die dinge sal by jou aangevoed word. So, dink daaroor, bid daaroor, en baie dankie dat ek die vrymoedigheid om eerlik met julle te wees. En ek hoop ek het niemand aanstoot gegee nie. Kom ek sien julle, en die wat wil gebed hê, kom vorentoe na die tyd, ons gaan daai agter 2 deure wyd oop maak, dat julle vinniger kan uitgaan daai kant. So, ontvang God se seën. Here, dankie dat U my die vermoë gegee het om U woord te preek. Ek was baie benoud om dit te doen, maar dankie dat U met my mond was. Dankie ek kon dit eerbiedig kon doen, en ek vra, laat die seën van God op elke persoon val. Laat elkeen so verryk sal word deur die rykdom van sy goedertierenheid. Net die finansies nie, en verhoudings, huwelike, kinders. Here, rig ons land weer op as 'n ontmoeting met U. Want ons is draers van God se DNA. En ek sê vir U dankie dat U so 'n vrygewige God is. That the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen. Baie dankie. Bye-bye.